Goeiedag, baie welkom by Harmonie Gemeente se Hemelvaartsgedagte. Mag jy regtig vandag 'n geseënde Hemelvaartdag hê. Vandag is 'n teken van hoop vir ons en vir elkeen wat glo. 40 dae na Jesus se opstanding uit die dood, staan hy voor sy disippels, die manne saam met wie hy 'n pad gestap het. Honderde kilometers gestap, rondtrek, leer, gesels, kwaliteit tyd elke dag. Hulle was by hom. Hulle het brood saam geëet, saam in 'n stowwerige tent tot in die huise van ryk mense. Hulle het wonderwerke gedoen, van water in wyn verander tot dooies uit die dood opgewek. Hulle het saam gelewe elke dag, tree vir tree. Dan het hy ook vir hulle werk gegee. Nou as jy al die Chosen reeks gekyk het, dan sal jy dink aan daardie gedeelte waar die disippels 'n land geploeg het toe die arbeider nie kon nie, want hulle het gehelp vir wie hulle kon. Jesus het vir 'n lewe 'n doel gegee. Hulle het alles agtergelos om hom te volg. En hy het hulle hele lewens verander en het 'n doel gegee, groter as wat hulle ooit kon dink of droom. Nie net dit nie, maar hy het hulle lewe ook betekenis gegee, en ook die van almal rondom hulle. Nou na al hierdie wonderlike ervarings en tye, sê Jesus vir hulle, hoorie maar ek gaan nou weg. Alles wat hulle glo of geglo het tot op daai punt, dis soos 'n mat wat onder hulle voete uitgeruk is. Is dit nou dit? Het ons hom tot hier gevolg en nou is ons maar net alleen, wat nou? Het jy al daardie oomblik beleef? Alles wat jy in geglo het, alles wat vir jou lewe betekenis gegee het, alles wat jou help asemhaal het, word net uit jou lewe uit weggeruk. Dit word skielik net weggeneem. En jy kan net toestaan en kyk en hulpeloos en verskrik voel. Nou jy weet, daardie mat onder ons voet uitdruk oomblikke, dwing ons om dikwels 'n aanpassing aan ons denke en ons leefwyse te maak. Anders kan die werklikheid ons dalk baie duur te staan kom. Nou dit impliseer ook dat ons dikwels 'n nuwe gedragspatroon moet aanleer. 'n Nuwe manier van leef, 'n nuwe manier van optree en dalk selfs 'n nuwe manier van redeneer. Johannes 14 vers 1 tot 3 sê, laat julle harte nie ontsteld word nie. Glo in God, glo ook in my. Jesus was gou om vir hulle te sê, raak rustig, moenie stres nie, vertrou my. Hy het hulle vinnig net hoop gegee en rustig gemaak. Jy weet, daar's baie van daai oomblikke wat ons dink, hoorie, is dit nou dit? Die toets is gedop, die taak is laat in, die verhouding is opgemors, vriendskappe is dalk verbreek, of dalk gaan dit sleg by die huis. Iemand is dood, my finansies is in 'n slegte toestand. En dis al die goed wat ook in die disippels se lewe gebeur het. En dis goed dat in hulle gedagtes gemaal het. Nou daar's nog Bybelse voorbeelde. Lazarus was dood, al 4 dae en was geen hoop nie. Die wyn het opgeraak by 'n troue waar ek bitter ontstel sou gewees het. Daniël was in die leeukuil en sy 3 vriende word in 'n vuuroond gegooi, so warm wat die wat verantwoordelik was om hulle daarin te gooi, hulle brand dood. Maar wag, Jesus het altyd 'n plan. God het reeds 'n uitgewerkte plan, 'n bloudruk. Lazarus word opgewek en hy loop uit die graf uit. Jesus verander water in wyn. Hongerleeu's se bekke word gesluit en Daniël oorleef. Nie net dit nie, hy word bevorder. Daniël se 3 vriende skroei nie eers hulle armhare nie. Nou ek het al baie goed in my lewe opgemors, keer op keer. Maar dan besef ek, wag, hy laat alles ten goeie meewerk vir die wat hom liefhet. Al lyk dit in jou oë dalk of jy lelik opgemors het, hy weet steeds wat om te doen. Johannes 16 vers 7 tot 14 sê, maar ek sê julle die waarheid. Dit is vir julle voordelig dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. En as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Van sonde, omdat hulle nie in my glo nie. En van geregtigheid, omdat ek na my Vader gaan en julle my nie meer sal sien nie. En van oordeel, omdat die owerste van hierdie wêreld geoordeel is. Hy is nou nog nader as ooit. Hy's in ons. Hy's saam met ons. Jou situasie lyk dalk onomkeerbaar. Niks kan jou help nie, maar God het 'n plan. Jesus het vir jou aan die kruis gesterf. Die prys is betaal. Hy het opgestaan en hy leef. En hy het gegaan
om vir ons plek te berei, maar hy het sy Gees gestuur en nou is dit saam met ons, by ons, in ons. Hy's by ons in ons swaar en in ons seer situasies. Hy's by ons in ons oorwinnings, ook in ons alleentye. Hy's by ons vriendskappe. Hy is nou saam ons terwyl ons wag totdat hy weer terugkom, sodat ons kan wees daar waar hy is. Daar's een groot versekering wat kom saam met Hemelvaartdag. Ons word weer verseker dat ons nie soos weeskinders in hierdie wêreld agtergelaat is nie, maar daar word vir ons gesê dat God se Gees nou by ons is, saam ons en in ons is, en dat hy weer sal kom. Ons het die belofte dat ons aan die koninkryk van God behoort, dat ons bestemming aan die ander kant van hierdie wêreld en aan hierdie lewe is. Mag jy ons trooster en helper en raadsman se teenwoordigheid vandag net opnuut beleef. Geseënde Hemelvaartdag vir jou. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die voorreg wat ons het om net U so naby te kan beleef. Dankie dat U in elkeen van ons situasies is. Dankie dat U Gees gestuur het om by ons te wees, terwyl U plek vir ons voorberei, sodat ons eendag saam met U ewigheid in die hemel kan wees. Ek loof en ek prys U groot naam. Amen.